Goeiemôre, vanoggend wil ek met jou gesels oor die stelling. Ek gaan nie meer kerk toe want die kerk is vol skynheilige mense. Het jy dit al gehoor? Baie mense gaan nie meer kerk toe, nie omdat hulle geloof verloor het, maar omdat hulle reken die mense is skynheilig. Dis 'n harde stelling om te maak. Jesus spreek in Matteus 23 skynheiligheid ferm aan. Hy praat hier met die fariseërs en die skrifkenners en dan 7 keer noem hy hulle o wee, julle skynheiliges, hypokrites, is die Griekse woordjie vir hypocrites, skynheiligheid, wat letterlik beteken die een wat 'n masker dra, stage player, toneelspeler. Hy sê julle is klomp wit gepleisterde grafstene, buite pragtig en skoon, maar binne is julle vol doodsbeendere. Julle maak net die buitekant van die kruis skoon, maar binne is julle vrot en veragtelik. Julle dade is vol godsdienstige rituele, maar julle harte is ver van die Here af. Nou vriende, binne in die kerk kry ons dit ook nie altyd reg nie. En baie mense het al in die kerk seer gekry deur liefdeloosheid, deur dubbele standaarde, deur eksklusiwiteit, deur uitsluiting. En ek is jammer daaroor en dit is verkeerd en dit moet aangespreek. In die kerk kry ons dit nie altyd reg. Vriende, die kerk is op sy beste maar net 'n gebroke gemeenskap. Ons het maar almal voete van klei. Ons is almal erdekruike wat maklik breek. Maar wanneer ons val, dan bely ons en ons bekeer ons en ons verander en ons word meer soos Jesus. Vriende, en daarom nooi ek jou uit. Die kerk is 'n hospitaal vir stikkende sondaars, vir mense wat vryspraak nodig het. Dit is nie 'n museum vir heilige mense nie. En daarom, vriende, ek en jy kom kerk toe, nie omdat ons skynheilig is nie omdat ons gesien wil word nie, maar omdat ons Jesus nodig het, omdat ons Jesus se genade nodig het in ons lewe, omdat ons hom wil dien en hom eer en hom wil navolg. Daarom kom ons kerk. En daarom is die oproep vir die gelowige om 'n ander lewe, die teenoorgestelde van Matteus 23 se hypokrites leefstyl. Die teenoorgestelde van daardie leefstyl is 'n lewe van integriteit, is 'n lewe van liefde, is 'n lewe van nederigheid, is 'n lewe van afhanklikheid in die Here. Mag ek en jy nie op mense fokus nie. Hulle gaan ons altyd teleurstel. As jy jou geloof verloor het omdat mense in die kerk jou seer gemaak het, was jy waarskynlik meer ingestel op mense en nie op Jesus nie. Fokus op Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sal jou nie teleurstel nie. Kom dien hom omdat jy hom nodig het. Om wees deel van sy geloofsfamilie, sy liggaam. Want hy wil jou seën en hy wil jou toerus. Hy wil jou uitstuur om sout en om lig vir die wêreld te wees. Amen.